by jou plaas en ek wil hulle 'n maand se tyd hê. Ek dink hier, nou, duisend van hulle, as ek hulle vir R100 een verkoop, dis R100,000 wat ek gaan inkry, en jy maak net vinnig daai sommetjie. Maar, die gewone prys is dalk R1,500, so jy wil sommer al klaar 33% afslag hê. Maar dit is baie keer wat gebeur. Spesiaalbestelling, dit is mos 'n spesiale bestelling, dis 'n groot bestelling, gee my afslag ook. Jy gaan inkomste hê, maar jy gaan minder inkomste hê. En, daar gaan addisionele koste wees. Ek kan net hier onthou. Jy gaan materiaal koop nou, ekstra materiaal. Jy gaan arbeid nodig hê. Dan dit is goed, jy bestel nie net en daar staan materiaal en dan môreoggend as jy die stoor oopmaak en die goed self in mekaar geklim nie. As dit in mekaar gesit word, skielik gaan jy meer elektrisiteit gebruik. Want hierdie ouens moet daar so werk, maak nie saak wat se gereedskap hulle gebruik nie. So, dis net, dat jy net begin aan die berekeninge doen. Maar nou moet jy so alle dinge in ag neem en dis 'n belangrike ding. As jou besigheid reeds hierso so by 80-90% kapasiteit is, waar gaan hierdie spesiale bestelling inpas? Want jy kan nou geleentheidskoste hê. Jy gaan van jou gereelde kliënte nou so 'n bietjie verwaarloos, want jy wil nou mos hierdie groot bestelling weer kry. Die ander ouens wat elkeen so 200 bestel 'n maand, wag, hulle moet so 'n bietjie langer wag, jy wil nou hierdie 1000 weer kry. Maar dis nou 'n groot bestelling, maar dit is 'n spesiale bestelling. So jy kan jou gewone kliënte seermaak, en as 'n kliënt is 'n snaakse ding. As hy eers, so wat ou Beyer Kahn, daai ou wat is nou oorlede dink ek, wat by SAB was, gesê, kliënte hou elke dag 'n verkiesing, bestem met hulle voete. Hy stap net verby jou volgende keer, so dit wil jy nie hê nie. En dan, het jy, as jy begin om nou hierdie ander 10% kapasiteit op te neem, jy gaan eintlik teen dit uit, woorde, gaan jy dalk nou tydelike personeel moet inbring, of jy gaan personeel moet vra om oortyd te werk, want jy wil nou hierdie bestelling klaar maak. Jy wil dit nou inkry. So, jy gaan dalk nog 'n masjien moet huur vir, of bakkie koop. Dis ook 'n moontlikheid, né? Maar waar gaan die masjien staan? Waar gaan al hierdie ekstra materiaal gestoor word? Want skielik is dit nou meer as jou gewone goed. Hier moet 'n plek in die stoor kom vir dit. Vir die materiaal, vir die goede in, soos in Engels sê, die WIP, work in progress, werk in proses. So daar is kostes wat jy moet ook in ag neem. Nou is dan iets wat jy kan doen. As die ou kom en hy kom met 'n spesiale bestelling en hy sê vir jou hy wil dit in 'n maand en hy sê vir hom, nee, ek kan dit nie vir jou gee in 'n maand se tyd nie. Nou onderhandel jy 'n ander afleweringsdatum met hierdie ou, sodat jy dit binne in die kapasiteit van jou besigheid kan inpas. Nou begin dinge vir jou al bietjie beter lyk, is dit nie? Nou kan jy dalk vir die ouens sê, hoorie, ons spesiale bestelling hierso, want ons gaan nou nog net daaroor praat, oor iets anders vir die Japaneese doen, ons sal nou net daarby kom, maar ten minste kan jy nou begin planne maak en dit inwerk tussen die ander goede deur, sodat jou gewone kliënte nie seer kry nie, né? So, moenie dadelik aanvaar as jy ou bestelling dan neersit en sê, dis hy, take it or leave it, en sê vir hom, dat, nee, ek staan nie belang nie, hy gaan dalk op die vloer lê en hande slaan, wat ook al, weet, soos wat hulle sê, in Engels, trouwe tantrum, in Afrikaans, hy doen dalk op vloer moet. Dis een van die goede wat kan gebeur, maar moenie dat jy ou jou stoomroller in. Die ding is, as jy addisionele bates moet koop, waar gaan daai geld vandaan kom? Gaan jy dit nou gaan leen? Gaan jy jou sak uitbetaal daarvoor? Selfs as jy dit betaal, waar kom daai vandaan? Baie van hierdie verhuuringsagente sê vir jou, deposit toe,
plus die eerste maand se huur, dan laai ek hom nou vir jou af. Of wat ook al. Maak nie saak wat se masjien dit is nie. Baie van hierdie verhuuringsagente, hy wil sy besigheid ook aan die gang hou. So, jy het daar 'n probleem wat jou wag. En dan moet jy nou verder dink, as ek nou 'n nuwe masjien gaan koop, wat gaan ek met hom maak as die bestelling klaar is? Gaan hy nou hier staan en mooi lyk en vir almal spog ek het 'n nuwe masjien, of gaan daai donkie ook werk? Want as jy nie by, of jy, kom ons draai dit om, as daai masjien jou kapasiteit gaan vergroot, dan moet jy ook sorg dat jy nuwe kliënte gaan inkry om die masjien die res van die tyd te gebruik. Maak nie saak wat se masjien nie. Daar's daai ou wat ander keer wie was wat hy gebruik daai masjien, hy maak goed met daai masjien. As hy een ekstra onkap masjien gaan koop, wat kos 'n onkap Sakkie. Ja, maar wat kos 'n onkap masjien deesdae? 2 of 3000. Ek R3000 kos. Daai ding moet iewerster nou werk vir daai geld verder. Ek kan nie net hierdie, behalwe as jy nou kan regtig sê die bestelling is so groot dat hy masjien gaan klaar betaal, nou kan ek vir hom werk soek. Dis 'n ander saak, maar moenie, dis gewoonlik nie die geval nie. Nou is daar 'n ander ding wat jy kan doen. En dit is die Japaneese styl. Maar jy moet dit reg doen, anders dat jy daar's nadele aan dit. Die Japaneese, as jy kom daar by Yamaha of Suzuki, jy sê ek wil hierdie snaakse boot of skis maak en dan anders lyk. Sê jy vir jou, ek kan jou oor 'n paar dae, ek sê oor 3 dae bel. Hy sê dis my manier. Wat doen hy nou? Hy roep sy altyd direkte bestuurder in. Hy sê, luister, ons het hierdie versoek. Gaan vind asseblief uit wat dink die mense daarvan. Hulle gaan af tot op die vloer, tot daai ou wat die so hulle sê, die Spanish waai. Hulle vra vir die skoonmakers, hier's ekstra werk, dink julle ons kan dit hanteer? Nou kom die terugvoer van onderaf op boontoe, en as die mense dan van onderaf voel hulle kan dit doen, dan bel hy die ou en sê, ek sal dit aanvaar. Verstaan jy wat ek sê? Wat kan jy nou doen nou eintlik as jy dit doen? Kom ons dink 'n bietjie daaroor. Dis nie net Motorweg. nee, jy kyk inkoop van onderaf. Dit word nou 'n kontrak van ons almal. So as skoonmaker sal nou sê, nee, kyk, ek sal 'n bietjie werk, maar jy moet net onthou, hierdie ding het 'n uitdaging. En dit is die goede wat ons hier rond dalk 'n probleem mee kan kry. Ekskuus man. Jy kan die probleem kry dat as jou prosesse te stadig is, en jou terugvoer daar inkom, want die ouer klaar die bestelling na ander toe gevat het. Jy moet regtig daaraan werk om hierdie gedeelde kontrak, sosiale kontrak met jou mense, jy vinnig laat gebeur. Jy kan dit nie wag tot volgende maand vergadering dan na en al die seksievergaderings nie. Jy moet dalk 'n spesiale vergadering roep en al die mense inroep en sê, luister, dis die situasie. We gaan dink nou 'n bietjie, dan kom julle vanmiddag terug en sê vir my wat is die situasie. So, dis een ding wat ons hier het, ons het 'n vertraging of 'n traagheid om goed te beskou. En dan, die ander ding wat ook hier 'n rol kan speel. Jy gaan ons ekstra geld inkry. Gaan jy dit alles vir jouself net hou? Want jy betaal mos jou salaris, jy betaal sy oortyd 'n bietjie. Nee, jy sal moet dink daaroor, gaan ek dalk vir die ouens sê, daar's 'n 3% bonus op hierdie bestelling, of wat ook al, jy moet gaan uitwerk, jy moet sommetjies maak. So, dit sit aanvoeringsmateriaals in, so dit praat jy al met die mense algemeen, en daai stadium het jou boekieteller al klaar vir jou uitgewerk, jy kan 'n 3% bonus inbou, en nou kom jy, as jy praat en jy sê, dis 'n 3% bonus as ons dit aanvaar en ons doen dit. Maar, dan moet ons dit doen. Nou moet ons ook net, soos ek sê, ek het net daarvan gepraat, jy moet onthou net, jou bestaande kliënte, jy moet daai verhoudings handhaaf, jy wil hulle nie kwaad maak nie, so jy moet hierdie ding baie fyn hanteer, jy moet daai kliënte fyn beskou. En hierdie nuwe ou, wat van die kant af gekom het daar, en wat kom indruk het in die tou, jy moet
Om nie voor net te laat staan en ander mense nou skielik al agter toe kyk nie. Hulle moet nie daai gevoel kry nie. Kliënte is soos ek sê, stem met hulle voete. En met jy ander probleem ook. As jy altyd, en vat jou dink aan iets wat ek en jy gaan doen, maar in elk geval. As jy altyd 400 kg hout bestel vir jou maak, dan kom jy 'n spesiale bestelling in. Nou wil jy 600 hê. Kan jou verskaffer dit verskaf? Hoe gou kan hy dit verskaf? Moet daar ook in ag neem, want as jy dit aanvaar, die verskaffer kan dit nie lewer nie, en jy het op 'n datum besluit, as jy nie hout het nie, kan jy dit goed maak nie. So jy moet dink ook aan jou verskaffer probleme. Jy moet dit in ag neem en dit bereken. So jy gaan vir jou aankopers hê, sal jy ekstra voorraad kan koop vir ons? Hoe gou kan jy dit inkry? Praat 'n bietjie met ons verskaffers, hoor of hulle vir ons hierdie maand 'n bietjie ekstra materiaal, nie bietjie nie, dis dalk 'n kwart van die normale bestelling, meer kan gee. Jou sal nie omgee nie, maar jy moet dit voor die tyd weet. Dan is daar risiko's. Jy het 'n operasionele risiko, want as jy nou begin om van 80% af na 120% kapasiteit te gaan, kan jou masjien dit hanteer. Dan kan jy jou masjien nou 'n bietjie hard mee. Gaan hy dalk nie nou breek met jou nie. Dis 'n ding wat jy ook moet vir jouself antwoord. Of omdat die mense nou vinniger werk en meer werk, gaan hulle nie dalk so af en toe 'n bietjie van die spesifikasie afwyk nie. Net so 'n bietjie, hy is net 'n bietjie haastig. Hy kyk nou nie mooier nie. Hy lê nou nie meer goed so mooi op nie. Nou is hy goed 'n bietjie uit. Ons gaan aandag praat oor die 2x4, soos ons hulle ken. Daai ding werk nie meer oral nie. En as jy 'n spesiale bestelling kry, kan jy jou eie besigheid se naam ook skade berokken. Want jy kan skielik, as jy laat met jou ander goed. Net 'n dag, maar dis al wees laat. En as jy eers 'n keer 'n swart merk agter die naam van jou besigheid gekry het, dan het jy jou besigheid skade gedoen wat jy dalk langer as 6 maande gaan vat om terug te uit te werk. So kom ons kyk net, daar's 'n paar vrae. Daar's 7 vrae wat jy moet kan antwoord. Het jy die koste en inkomste wat hierdie bestelling in berekening gebring? Dis die eerste vraag. Die tweede vraag, wat se spesiale geleentheidskoste kom daar nou by? Moet ek nuwe bates koop? Of inkry? Ek moet dalk nuwe masjiene kry. En nou, dink jy gaan nou permanent hierdie goed in die langtermyn doen? Verwag jy van die ou gaan nog permanent hierdie bestelling by jou plaas? Dit kan dalk 'n voorwaarde wees wat jy wil onderhandel as die ou kom met die bestelling. Sê, maar jy wil nou een keer dit hê, jy gaan my hele storie omkrap. Jy sal nou moet my 'n bietjie soort van 'n langtermyn ek wou sê verbintenis gee. Dat jy 'n bietjie langer termyn ook hierdie goed wil hê. Wie dalk elke 3 maande nou hierdie goed hê. Ek moet net weet, ek moet planne maak, ek moet somme maak wel, ek moet plek kry om hierdie ding te doen. So jy moet dalk daai gedeelte ook in ag neem. En dan die vraag is, het jy die kapasiteit om te kan aflewer? Want as jy vir die ou gesê het in 'n maand se tyd, nee, dit gee nie van 'n maand se tyd nie, dan is jy al klaar daarom ook kwyt as 'n kliënt. Ek meen, hy het stokke van jou die goed aflewer, bakkies. Nou moet ons skielik meer goed aflewer en dalk by 'n ander adres wat nie in 'n roetes is nie. Het ons dit in ag geneem. En dan net jy met al die spanne gepraat. En nou praat hy van al die spanne, want die skoonmaker het nou skielik meer werk. Het jy hom in ag geneem? Die ou wat aankope doen, het jy met hulle gepraat. Die ouens vir die verpakking moet doen. Buite die ouens vir die goed maak, dan vir die verpakkings doen nou ekstra werk doen. Jy moet almal gepraat, as jy seker almal gaan saam met jou hierdie pad loop. Dis die vraag wat jy ook moet vra. En het jy gekyk na regverdige, deursigtige aansporingsmateriaal? Jy hoef nie noodwendig vir die ouens geld te gee nie. Dit is natuurlik 'n ou ding. Almal dink as ek die mense aanspoor, dan moet ek vir hulle noodwendig geld gee.
Jy kan dan vir hom sê, ek gaan jou 'n dag extra dag afgee. Ons gaan vir jou 'n bietjie extra verlof in die proses inbou. So as jy nou volgende keer vir jou kind partytjie wil gaan, dan kan jy sommer die mark afvat vir nie. Jy hoef nie daarvoor iets te doen nie. Dan het ek, so die laaste ding wat jy moet onthou, jy moet altyd die bestaande kliënte in ag neem en die impak op jou besigheid se beeld. Want jy kan jou beeld skade doen. En dis al, dames en here. Dankie. Wat is die 7de punt?